Goeiemiddag. Ons is die Here dankbaar dat ons nog 'n geleentheid het om so by mekaar te kan kom, uit sy woord te kan lees en met mekaar 'n gedagte of twee te kan deel. Kom ons maak die Bybel oop by Johannes hoofstuk 15. Johannes hoofstuk 15. Die opskrif is die innige onderwys aan die disippels, innige vereniging van Jesus en sy disippels. Ek lees vanaf die eerste versie. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar, en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle het van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy Heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle jul ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle jul woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen, terwille van my naam, omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. As ek nie gekom en met julle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou, nou het hulle geen verskoning vir hul sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. As ek nie die werke onder hulle gedoen het, wat iemand anders gedoen het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle dit gesien, en tog het hulle my sowel as my Vader gehaat. Maar die woord wat in hulle wet geskrywe is, moet vervul word. Hulle het my sonder oorsaak gehaat. Maar die trooster het gekom, of die trooster
Ekskuus, ek lees net weer. Maar as die Trooster gekom het, wat ek van julle vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig, en julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Net tot daar uit die woord van die Here. Kom ons maak net ons oë toe, terwyl ons so sit, en dan gee ons hierdie geleentheid by die ingebed aan die Here af. Ons wonderlike Here, Vader, Seun en Heilige Gees, baie dankie omdat U ons deur hierdie dag behoed en bewaar het. En baie dankie dat ons bevoorreg was om reeds vanmôre rondom U woord te kon vergader, daaruit te kon lees, met mekaar te kon deel, te kon hoor en te verstaan wat U vir ons wou sê. En ook vanaand is U hier, deur die Heilige Gees, in opgewondenheid om die woord, soos U dit van Vader gekry het, met ons te kom deel. Ons gebed is dat U dit in ons harte nou sal stil maak, dat U die atmosfeer in hierdie gebou sal vul met U liefde, en dat ons gefokus sal wees, gefokus sal bly op die Vader. Baie, baie dankie Here vir U liefde en genade. Seën ons nou en bereik ook U goeie doel nou vanaand met die uitstuur van U kosbare woord. Amen. Nou, liewe broer en suster, vriende, ons het nou vanmôre het ons aangedui, ons gaan hierdie paar aande met U praat oor die geheim van 'n volkome lewe. Die geheim. En ek wil net graag weer dit uitlig, dat die woord geheim beteken die juiste metode om iets deelagtig te word. En dit is wat die Here vir ons wil leer. Hy wil vir ons leer om volkome te kan lewe en om volkome sy vreugde en sy blydskap in ons lewens te kan ervaar, moet ons deel, daar's 'n metode waaraan ons iets moet doen. Daar's 'n metode wat gevolg moet word uit sy woord, sodat ons dit deelagtig kan word en daarin kan lewe. Nou ons het vanmôre het ons gehoor dat ons moet vrug dra. Vanaand gaan ons bietjie stil staan by die geheim van vrug dra is bly in God. Bly in die Here. Ek wil net weer eens 2 skrifgedeeltes wat ek vanmôre gelees het, vanaand ook weer aanhaal. Wat Jakobus 4 vers 10, hy sê, verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. 1 Petrus 5 vers 6 sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Vanoggend het ons gepraat, soos ek aangedui het, oor die geheim van die volkome lewe is om vrug te dra. Nou, as die lote in die wynstok, of as lote in die wynstok, is dit ons primêre verantwoordelikheid om vrug te dra. Dis ons eerste en primêre opdrag as kind van die Here, en dit is om vrug te dra. Vrug van om 'n sielewenner, het ons gehoor vanmôre, om 'n sielewenner te wees. Vrug om met ander in nood te kan deel, hulle te kan bemoedig, hulle te kan help, om die karaktertrekke van Jesus in my te laat ontwikkel. Dis die vrug. Om dank aan God die Vader te bring vir sy liefde en sy genade. Die voordeel hiervan het ons vanmôre ook aan die uitgewys, het ons gesien. Die voordeel van hierdie vrug dra is vreugde, geluk, versekering en vrede. Nou indien ons vanaand, of wat ons vanaand gaan hanteer is, om in hom te bly. Indien 'n kind van die Here nie vrug dra nie. En onthou nou, as 'n kind van die Here nie vrug dra nie, is dit sy toedoen. Die woord van die Here is baie duidelik dat God wil in ons, en hy wil deur ons
hierdie vrug wat ons gekyk het na vanmôre en wat ek nou hier aangehaal het, hy wil in ons en deur ons lewens hierdie vrug laat manifesteer. Hy wil. So as ek nie vrug dra, as ek nie hierdie vrug dra, of as hierdie vrug nie aanwesig is in my lewe nie, is dit iets wat ek besluit het. En daarom as ek nie vrug dra nie, as ek gekies het om watter rede en hoe dit ook al mag wees, as ek gekies het om nie vrug te dra nie, is dit ek as kind van die Here wat skade ly. Want ek sal nie die vreugde, soos ons vanmôre gehoor het, die vreugde wat alle verstand te bowe gaan, sal ek nie ervaar as 'n siel deur my toedoen of deur my bearbeiding, deur my getuienis by die Here uitkom nie. As 'n siel vir my sê ek het ook vir Jesus nodig, daai vreugde en daai blydskap sal ek nie ervaar nie, hier en nou. Maar die belangrikste is dit, dat ons het ook al gelees in die Bybel, dat die Here Jesus alles wat hy van ons vra, alles wat hy vra en hy ons aanmoedig om te doen, sê die woord gaan ons voor beloon word. Daar's niks wat ons as kinders van die Here hier en nou in hierdie wêreld doen, verniet nie. Hy gaan ons beloon. En dit is nou waarna ons moet oplet. As ons kies om nie vrug te dra nie, is daar skade in my lewe betrokke. En vir hierdie skade, die gaan ek beloon word. Of indien ek die vrug dra, soos die Here wil, sal ek beloon word by die regterstoel. Maar indien ek kies om nie vrug te dra nie, sal ek skade ly by die regterstoel. Dit sal verskriklik wees, want daar sal ek besef en daar sal ek ervaar en daar sal ek in diepste insien in die lig van die skrif wat ek vir die Here kon gedoen het en wat ek gedoen het. Liewe broer en suster, ek wil vir u nou vanaand sê, ek wil nie dramatiseer nie, maar ek wil vanaand vir u sê, hierdie ondervinding om skade te ly voor God, voor die Here Jesus by die regterstoel, gaan 'n baie hartseer oomblik en dag in die lewe van 'n kind van die Here wees. Daar gaan ek in die oë van die Here Jesus kyk, ek gaan sien wat het hy vir my gedoen. Ekskuus tog. Ek gaan sien wat het hy vir my gedoen, ek gaan sien wat ek kon gewees het, die voorregte wat ek gehad het, en ek gaan sien my ongehoorsaamheid en my onverskilligheid, en ek gaan skade ly. Dit gaan 'n rooi bloos dag wees, 'n rooi bloos dag vir 'n kind van die Here om daar skade te ly. Maar wat wonderlik is dit is nooit in die gedagte van die Here om een van sy kinders uit te vang waar hulle nie op die plek is om in vrug en vrugbaarheid te lewe nie. Dit is altyd die wil van die Here om ons te roep, om ons aan te moedig, om die geheim, die metode, om iets deelagtig te word. Dit is altyd sy doel, om dit vir ons te doen. Daarom, as ek ongehoorsaam aan die woord, sal ek die prys. Ek sal die prys daarvoor betaal. So daarom, dit is hoekom ons by geleenthede ook soos hierdie kan stil staan by die bly in God, met die hele hoop en gedagte dat ons gereed sal wees as hy kom om voor hom te kan verskyn en dan hierdie kosbare woorde aan te hoor. Mooi so, my getroue dienskneg. Ek wil vir u sê, so hartseer as wat dit gaan wees vir 'n kind van die Here wat daar voor die regterstoel gaan skade ly, so wonderlike ondervinding gaan dit wees om deur die Here Jesus beloon en gekomplimenteer te word vir die mooi en die goeie wat ek gedoen het. En wat hierdie ondervinding vir ons nog groter en wonderliker gaan maak is, die loon wat hy my gaan gee, gaan ek aan hom teruggee. U is waardig
U is waardig. En daarom, liewe kind van die Here, die geheim dan nou om vrug te kan dra, is om in hom te bly. In hom te bly. Nou, watter vrug in my lewe is die vrug wat van my nie weggeneem kan word nie? Wat se vrug? Nou, dit is nou, ons gaan bietjie kyk daarna, twee aspekte wat ons hier gaan uitlig, maar die belangrikste aspek is van, soos ons gelees het hier in Johannes 15, dat ons moet in hom bly. Ons moet ons dissiplineer, ons moet hierdie wonderlike voorreg om in hom te kan bly, moet ons gebruik, en ons moet elke keer, elke dag, elke geleentheid, moet ons kies en opnuut aan hom oorgee. Nou, watter vrug in my lewe kan nie weg van my weggeneem word nie? En ons gaan kyk na twee van hulle, soos ons dit aan die gaan voorhou. Die onderskei met deursigtigheid. Onderskei met deursigtigheid die vrug in jou lewe. Nou, liewe kind van die Here, ons kan weet, om vrug te dra is om in God te bly. Dit is wat die woord sê. In Johannes 15 vers 10 is daar, of in Johannes 15 is daar 10 versies, wat die Here Jesus gebruik, waar hy die woord bly gebruik. 10 keer. Dat hy sê, bly in God, bly in my. So dit is die eerste en belangrike verantwoordelikheid wat ons moet insien en verstaan, dat om vrug te kan dra, om 'n volkome lewe te kan leef, vra van my om in hom te bly, om dus vrug te dra wat God behaag. Onthou nou weer, as ek aan hom bly, en ek doen wat hy wil hê ek moet doen, dan behaag ek hom. Om dus vrug te dra wat God behaag, wat my sal laat ervaar wat God beloof, is om in hom te bly. Ongeag hoe ek voel, ongeag wat ek mag dink, ek moet in hom bly. 'n Loot dra nie vrug deur in homself te stry. Dra nie vrug deur te worstel in homself nie. 'n Loot, simbolies van 'n kind van die Here. 'n Kind van die Here, soos 'n loot, nie dit kan doen in homself nie, so ook nie 'n kind van die Here nie. Uit onsself kan ons nie vrug dra nie. In onsself sal ons die worstelstryd nie oorwin nie. Maar in Jesus, hy wat ons toerus, in hom rus ons, in hom bly ons, en dit is hy wat ons in staat stel om vrug te kan dra, en dan hierdie wonderlike ervaring te kan beleef van oorvloed, van volkomenheid. Dan weet ek, en dan sal ek ook weet, dat hy gebruik my, en hy is tevrede met my lewe. Die bly in die Here Jesus is om my te verootmoedig, voor hom, as die een met wie ek in gemeenskap verkeer, as die een wat my in staat stel, as die een wat in my wil werk, wat deur my wil werk, wat my vertrou met hierdie groot verantwoordelikheid, en dit is om siele te vertel, wat hy aan die kruis vir ons gedoen het. In hom bly is die geheim van 'n volkome lewe. Daarom is dit vir my en u belangrik, om te kan weet, as ek wil vrug dra, en as ek die Here wil behaag, as ek sy vrede en blydskap wil ervaar, as ek sy volkomenheid in my lewe wil ervaar, moet ek in hom bly. Daar waar ek my buig, ek verootmoedig my voor hom, ek buig my neer voor hom, met die belydenis, ek het u nodig, Here, kom werk in my, kom vorm my, kom maak my, kom stel u my asseblief in staat, kom gee u my insig. Dit is vrug dra, deur in God, in hom te bly, in God te bly.
'n wonderlike voorreg wat ons het. 'n Wonderlike voorreg om te kan weet, hy sal ons versterk. Hy sal ons opvoed. Hy sal ons in staat stel. En hy sal nooit toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. Maar hy sal vir ons die krag en die genade gee om staande te kan bly. So in hom bly, is die geheim om 'n volkome lewe te lewe, 'n geestelike lewe te leef. Die tweede wat ek vir u gaan uitwys, is die uitwerking van bly in hom. Wat is die uitwerking? Johannes 15 sê, veel vrug dra. Dis wat Johannes 15 sê. As ek in hom bly, sal die manifestasie van hom wees in en deur my lewe, om veel vrug te dra. Hoor wat sê 2 Petrus 1 vers 5 en tot en met 9 lees ek vir u voor. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is, en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie, want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, sê die woord, is blind en kortsigtig, en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. 'n Kind van die Here wat nie in hom bly nie, stagneer. En jy weet wat die hartseer nou is. 'n Kind van die Here kan nie stagneer in die sin van hy bly net waar hy is nie. As jy nie doen wat die Here wil hê jy moet doen nie, as jy nie in hom bly nie, as jy jou nie verootmoedig voor hom nie, as jy nie toelaat dat hy in jou en deur jou werk nie, dan stop die werking van die Here in jou lewe. En jy begin geestelik agteruitgaan. Ekskuus tog. Daarom is dit ons verantwoordelikheid om hom ten alle oomblikke, ten alle tye, terwyl ons in hierdie lewe is, sy aangesig te soek. Sy aangesig om te soek en met ywer ons daarop fokus om in hom te bly, sodat hy ons kan bekragtig, sodat hy ons kan leer en sodat hy ons hierdie wonderlike vreugde en blydskap van sy redding en van sy oorvloed kan laat ervaar en belewe. As ons aan hom bly, sê die woord van die Here, sal die uitwerking daarvan wees Johannes 15 vers 2, verdere en diepere reiniging. Ek sal meer en meer gevorm word na die beeld van die Here Jesus. Soos wat ek bewus word van dinge in my lewe, as ek aan hom bly en hy wys my, breek ek daarmee en hy reinig my dieper en hy vorm my meer na die beeld van sy seun. As ek aan hom bly, sal die uitwerking daarvan wees diepe afhanklikheid van Jesus, lees ons in vers 5 van Johannes 15. Ons kan so maklik in onsself dink ons het dit nie nodig nie. Maar as ek aan hom bly en hoe meer hy in my werk en hoe meer hy deur my werk, hoe meer kom ek agter of tot die besef, maar ek het nodig en ek is eintlik baie diep afhanklik van hom. Want daar is nie 'n manier wat ons eie paaie kan so bewerk en ons eie lewens so kan rig, dat ons hierdie blydskap en die vreugde, die volkomenheid daarvan kan beleef en ervaar nie. Maar soos ek aan hom bly en soos ek groei en soos hy my dieper reinig, besef ek my dieper afhanklikheid in hom. En hierdie verhouding word gebou. Maar ook sal ek besef of die uitwerking daarvan om in hom te bly, sal wees, lees ons in vers 7,
die beantwoording van gebed. As ek in hom bly, as ek in God bly, dan sal ek vra, en daar's vele teksverse in die Bybel, dan sal ek vra net wat ek nodig het, en die woord sê, ek sal dit verkry. Vra, bid, en jy sal, en vir jou sal gegee word. Die uitwerking van bly in hom is gebedsverhoring. Gebedsverhoring. En dit is baie keer hier waar kinders van die Here hulle self moet toets. Want hulle vra en hulle bid. Nou ja, as jy binne die wil van die Here bid, sal jy nie iets vra wat nie die wil van die Here is nie. Maar as jy vra in jou eie vlees, dinge wat die Here nie vir jou wil gee nie, maar wat jy in jou eie vlees wil hê, dan kry jy nie beantwoording nie. Dan kry jy nie. Maar ons sien nog 'n uitwerking van bly in hom, is in vers 9. Die liefde vir Jesus en sy kinders sal toeneem. Die liefde, dis 'n uitwerking, dis 'n manifestasie, dat ons saam met mekaar voel, ons saam met mekaar stry, ons saam stry teen die bose, ons sal met mekaar deel, ons sal teenoor mekaar getuig, en ons sal vir mekaar bid. Liefde, God gewerkte liefde, agape liefde, sal ons ervaar onder mekaar as kinders van die Here. En nie hierdie phileo liefde, vleeslike liefde, wat ons in onsself opwerk nie. God gewerkte liefde. En liewe kind van die Here, dit bewerk blydskap en vreugde in ons harte, wat ons verstand te bowe gaan. Die laaste wat ek gaan deel met u, 'n uitwerking van bly in hom, sien ons in vers 11. Blydskap. Blydskap. En jy weet, die wonderlikheid van dit is, hierdie blydskap is nie 'n blydskap soos die wêreld gee nie. Hierdie blydskap is God gewerkte blydskap. Dis aanhoudende, oprigtende, onderrigtende blydskap. Dis vreugde, dis motivering, om meer en meer aan hom gelyk te word, om meer en meer vir hom te doen, want sy liefde werk in my en deur my. Dis die uitwerkings, wat ek in my lewe sal ervaar, as ek in hom bly. Daarom, dis ons verantwoordelikheid, om 'n besluit te neem, 'n keuse te maak. Here, ek hoor wat sê die woord. Die woord sê ek moet vrug dra. En ek hoor nou vanaand dat ek nie hierdie vrug kan dra as ek nie in u bly nie. En daarom sal ek sal nie die blydskap en die vreugde ervaar wat u vir my in gedagte het as ek nie in u bly nie. En daarom verootmoedig ek my voor u en ek gee my oor aan u. Here, ek stel my oop aan u, dat u opnuut asseblief vir my sal kom vestig in u, sodat ek kan lewe tot eer van die Here. Bly in my. Bly 10 keer, sê die Here Jesus dit in hierdie gelykenis. En jy weet, die gelykenis het die Here Jesus vertel om 'n waarheid oor te dra. 'n Waarheid. En die waarheid in hierdie gelykenis is, dat sonder my kan jy niks doen nie. Daarom is dit my en u verantwoordelikheid. Dis 'n uitnodiging van Vader. Dis 'n uitnodiging van die Here Jesus. Bly in my, dan sal jy. Bly in my. En ons sal ervaar die wonderlike werking van die Here. Maar ek sê weer, dis 'n besluit wat elke kind van die Here sal moet neem en gaan neem. Here, ek kies. Soos wat ek gekies het om vrug te dra, so kies ek om in u te bly, sodat hierdie vrug wat u werk, blywende vrug sal wees en my sal opbou en sal versterk met blydskap en liefde vir mense rondom my. Nie net gered nie, maar ook ongered, om hulle te waarsku en met hulle te deel. Daarom, liewe kind van die Here, dis die woord van die Here vir ons, in hierdie tydjie van verootmoediging.
dat ons sal buig voor hom. Ek verootmoedig. Verootmoedig beteken, Here, ek buig my voor u neer. Here, ek bely, ek is tot niks in staat, behalwe deur u. En ek doen dit, omdat dit my begeerte is, dat u in my sal werk, sodat ek gevorm kan word, na die karaktertrekke van die Here Jesus, gevorm kan word, en vrugbaar en diensbaar vir hom te kan wees. Liewe kind van die Here, dit is sy begeerte vir ons. En u kan nou vanaand hoor, wat ons vir u sê, in die naam en die gesag van die woord. Hy wil dit vir elkeen van ons wat nou luister na sy woord, hy wil dit vir ons doen. Hy wil dit vir ons doen. Maar ek moet kies. Ek moet my verootmoedig en ek moet kies of ek gewillig is om hom toe te laat om dit te doen. Nou as die Here ons spaar, gaan ons môre aan kyk na die wonderlike geheim van gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid. Ons vra die Here werklik dat hy insig vir ons sal gee in sy woord. En ons harte sal voorberei, sodat ons sy woord in ons harte kan bære. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Ek wonder, ons het nog tyd. Broer Japie, kan ek geleentheid gee vir 'n paar gebede? Kom ons sit net so, en dan maak ons harte stil, dan gee ek geleentheid vir 'n paar van u, kinders van u, van die Here, as u met die Here wil praat, hom net wil loof en prys, dan doen u dit. Net 'n paar oomblikke asseblief. Kom ons bid saam terwyl ons so sit. Here, u het nou elke gebed, elke versigtiging van die hart gehoor. En dankie dat ons kan weet, dat elke gebed is vir u belangrik. En ons bid dat u dan nou ook krag en genade sal gee, dat dit wat gevra is, dat daaraan vasgehou sal word, sodat ons geestelik kan groei en kan beleef u blydskap en vreugde. Baie, baie dankie dat u dit doen, en dankie dat ons weet, u gaan voort met u groot en goeie werk. En as dit u wil is, Here, dan kom ons vanaand weer, of môre aand weer, hier aan u voete sit, om deur u onderrig te word. Seën nou vir ons, in u wonderlike naam. Amen. Ons gaan ons diens afsluit, dan gaan ons hierdie lied staande saam sing, wat nou op die bord gaan verskyn. Nader my God tot by u. All is our
Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die teere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.